Politieke islam het ontstaan as 'n kragtige reaksie op sekulêre ideologieë wat godsdienstige beginsels met politieke gesag verweef het. Dit het gepoog om regering en regstelsels te hervorm en 'n alternatief vir westerse sekularisme en Sowjet-kommunisme te bied. Definisie van politieke islam. Politieke islam, ook bekend as islamisme, verwys na pogings om die politieke en sosiale lewe rondom islamitiese wetgewing, sharia, en waardes te organiseer. Terwyl persoonlike geloof nog altyd sentraal tot moslim-samelewings was, beweeg politieke islam verder as private geloof na die openbare sfeer. Dit beoog 'n staats- en regeringsmodel wat islamitiese beginsels weerspieël, hetsy deur hervorming, revolusie of mobilisering op grondvlak. Dit is belangrik dat politieke islam divers is. Sommige bewegings streef demokrasie na. Turkye se akt in sy vroeë jare, terwyl ander radikale oppositie teen die Weste aanneem. Al-Hada, later ISIS. Interaksie tydens die Koue Oorlog. Tydens die Koue Oorlog het politieke islam ontwikkel in 'n globale omgewing wat deur kapitalisme en kommunisme oorheers is. Baie moslim-meerderheidssamelewings het hulself onder autoritaire regimes bevind wat in lyn was met die Verenigde State die Sowjetunie. Islamiste het hulself as 'n alternatief geposisioneer en beide westerse sekulêre liberalisme en Sowjet-ateistiese kommunisme verwerp. Byvoorbeeld, in Afghanistan het die Verenigde State in die 1980 Mujahideen-vegters ondersteun om Sowjet-invloed te verswak en onbedoeld islamitiese bewegings te bemagtig. Net so het die Iraanse revolusie van 1979 gedemonstreer hoe politieke islam 'n westers gesteunde monargie kon omverwerp deur 'n nuwe ideologiese model te bied wat onderskei word van beide Washington en Moskou. Ontwikkelinge na die Koue Oorlog na 1991 het die ineenstorting van die Sowjetunie 'n nuwe globale orde geskep wat deur die Weste oorheers is. Politieke islam het ideologiese vakuums regoor die Midde-Ooste en Noord-Afrika gevul en sekulêre nasionalistiese regimes soos in Egipte en Algerië uitgedaag. Bewegings soos die Moslembroederskap het politieke deelname bevorder, terwyl ander soos Hezbollah en Hamas godsdienstige identiteit gekombineer het met weerstand teen westerse of Israeliese invloed. Hierdie ontwikkelinge het die buigsaamheid van politieke islam beklemtoon, dat dit demokraties, revolusionêr of militant kon wees, afhangende van die konteks. Terselfdertyd het dit gebots met liberale demokrasie, dikwels oor kwessies van menseregte, geslagsgelykheid en sekulêre regering. Vandag se konteks in die 21ste eeu bly politieke islam hoogs invloedryk. Die opkoms en val van ISIS het beide die aantrekkingskrag en gevare van ekstremistiese interpretasies gedemonstreer. Intussen gebruik lande soos Iran steeds islam as die fondament van staatsideologie, wat buitelandse beleid en streeksmagstryde vorm. In teenstelling hiermee toon Turkye se traject hoe islamitiese waardes, hoewel kontroversieel, met moderne demokrasie vermeng kan word. Politieke islam tree ook in wisselwerking met globalisering. Dit weerstaan vermeende westerse kulturele oorheersing terwyl dit 'n alternatiewe identiteit vir moslimgemeenskappe wêreldwyd bied. Verder bly dit 'n kritieke faktor in Afrika-politiek wat konflikte in Nigerië, Somalië en Sudan beïnvloed. Ten slotte van die Koue Oorlog tot vandag het politieke islam konsekwent interaksie gehad met, uitgedaag en soms geleen van ander ideologieë. Dit het beide westerse kapitalisme en Sowjet-kommunisme weerstaan, antikoloniale stryd gevorm en bly wêreldwye debatte oor regering en soewereiniteit beïnvloed. Die volharding daarvan demonstreer hoe diep godsdiens en politiek steeds verbind is in die vorming van die moderne wêreld. Dankie dat u by ons aangesluit het.